Goed, as julle reg is, dan gaan ek begin. Bid ons eers saam. Here, baie dankie dat ons saam weer vanaand in u woord kan lees en daaroor nadink en Bybelstudie saam doen. Ons is so dankbaar dat u deur u Gees ook vir ons lei om net 'n bietjie verder te dink, 'n bietjie dieper te dink. Lei ons gedagtes, lei ons gees, lei ons in die rigting wat u wil hê ons moet gaan. Maar dankie dat ons kan weet u is 100% lief vir ons en dat u altyd by ons is en ons onsself elkeen persoonlik op 'n pad het waarmee u met ons besig is. Seën vanaand se gesprek ook, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons is gereed om te begin. Ek het klaar vir ons gebid, so ons gaan begin lees by Hebreërs 12 vers 1 en die opskrif hier is Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Dit is een van daardie teksverse wat almal omtrent ken, maar ons kan nie altyd onthou presies waar staan hy nie. So julle sal hom nou kry hier in vers 2, Jesus is die begin en die volëinder van die geloof. In die 2020 vertaling gaan dit so: Daarom, terwyl ons ook so 'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslaa raak, want die sonde wat ons so maklik omring en die wedloop van die sonde wat ons so maklik omring en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom wat so 'n vyhandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. En dan die tweede eenheid se opskrif by vers 4 is: die Here dissiplineer ook sy kinders wie hy liefhet. Vers 4: Julle het nog nie ten bloede toe teenstand gebied in julle stryd teen die sonde nie, en julle het die aansporing wat julle as kinders aanspreek heeltemal vergeet. My seun, moenie die dissiplinering van die Here geringskat nie, en moenie moedeloos word wanneer jy deur hom bestraf word nie. Want die een vir wie die Here liefhet, tug hy, en hy straf elke seun wat hy aanneem. Verdra dit as tugtiging, want God behandel julle as sy seuns. Want watter seun word nie deur sy vader getug nie? Maar as julle sonder tugtiging is, waaraan almal deel gehad het, dan is julle oneg en nie egte seuns nie. Verder, ons het tog ons aardse vaders gehad wat ons getug het en ons het hulle gerespekteer. Sal ons nie baie eerder aan ons geestelike Vader ons onderwerp en leef nie? Want hulle het ons vir 'n kort rukkie getug volgens dit wat vir hulle reg gelyk het, maar hy tot ons beswil, sodat ons deel kan kry aan sy heiligheid. Op die oomblik lyk elke tugtiging wel nie of dit blydskap bring nie, maar droefheid. Later lewer dit egter 'n vreugdevolle vrug op vir hulle wat daardeur ingeoefen is, 'n vrug van geregtigheid. Daarom tel op die slap hande en die lam knieë en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat lam is nie dalk mag sook nie, maar eerder gesond kan word. En dan die derde indeling is by vers 14, leef toegewyd aan God en in vrede met almal. Vers 14, streef na vrede met almal en na die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Sien toe dat niemand die genade van God verspeel nie, sodat geen wortel van bitterheid opskiet en moeilikheid veroorsaak en baie daardeur besoedel word nie. Ook dat niemand sedeloos of goddeloos optree soos Esau nie, hy wat vir een maaltyd sy eersgeboorte reg prysgegee het. Julle weet immers dat, toe hy hierna die seën wou beerf, hy afgewys is, want hy kon nie 'n weg vind tot gesindheidsverandering nie, alhoewel hy dit met trane gesoek het. Ons gaan nou mooi na elkeen, julle het seker gesien as julle so 'n bietjie net julle oë laat gaan het oor die gedeelte wat ek uitgestuur het. Ons gaan letterlik elke gedagte so 'n bietjie dieper, ek wil amper sê in detail bespreek. Maar is daar enige iemand wat dalk nou 'n vraag het tot op hierdie punt?
Goed, dan gaan ons aan, het is weer so ingedeel dat ons bietjie gedeeltes in kleiner eenhede kan doen en aan die einde van elke indeling sal daar 'n paar vrae dalk wees, nie net heel aan die einde nie. Die tema van hierdie gedeelte is volharding, dissiplinering en heiligheid in die wedloop van geloof. Die skrywer van Hebreërs bou hier direk voort op hoofstuk 11 waar ons laas gehoor het van die geloofshelde, daai lang lys. En hoofstuk 12 wys nou hoe gelowiges nou self die wedloop moet hardloop. En hierdie gedeelte is hierdie 3 eenhede wat logies uiteengesit kan word. Ons het dit nou so gelees ook. Die eerste 3 verse hardloop die wedloop met oë gerig op Jesus. Die tweede een van vers 4 tot 13 verstaan God se tug altyd as liefde, nooit as straf nie. En die derde een leef heilig en moenie genade verag nie. Goed, die eerste een gaan oor die groot wolk getuies. Die ander vertalings vertaal dit met 'n skare en 'n wolk is maar die gedagte van baie mense wat rondom jou is en na jou toe kyk vir aanmoediging en ondersteuning. Maar dit verwys nou terug na die geloofsfigure van hoofstuk 11 en nou sê die skrywer net nou dat ons so baie het wat voor ons gegaan het en wat ons nou aanmoedig. Kom ons nou met ons op 'n sekere manier optree. Nou dit beteken waarskynlik nie dat hulle soos 'n gehoor in die hemel of op 'n paviljoen sit en kyk nie, want die Bybelskrywers leer ons nêrens dat mense in die volgende lewe of in die hemel soos ons dit noem, vir ons sit en kyk nie. Hulle het hulle eie besigheid daar, dink ek. Ek dink nie hulle steur hulle vreeslik baie aan ons nie, maar dit gaan oor die feit dat hulle as dit ware soos mense sou kon sit op 'n paviljoen en ons wat nou in die resies is kan aanmoedig. Al is dit net deurdat ons terugdink aan hulle voorbeeld. So die beeld is eerder dat hulle getuig deur hulle lewens dat geloof die moeite werd is. Hulle lewens is dalk eerder soos 'n getuienisbank in 'n hofsaal. Abel, Noag, Abraham, Moses en hulle getuienis almal sê geloof hou stand. Geloof is die moeite werd. Byt net vas. Ons het vasgebyt en dit sal die moeite werd vir julle ook wees om vas te byt. So dit is maar die beeld van 'n atletiekwedloop en die woord in Grieks is van 'n intense wedloop, 'n agon. Nou dis waar uit die Engelse woord agony vandaan kom en 'n lelike anglisisme agonie. Ek sal dit nooit gebruik nie. Maar agony is om swaar te kry in 'n wedloop en in enige ander situasie. So belangrike elemente van die beeld is dat hy eers sê ons moet laste af lê nê. Elke las sê hy wat ons maklik verstrik, sê die 83 vertaling. Atlete in die antieke wêreld het alles wat hulle kon vertraag afgegooi. Nie alles wat 'n las is sonde nie. Party dinge is net onnodige gewig. En dan noem ons nou maar net hier 'n paar voorbeelde soos 'n oorlaaide lewenstyl. Ons sal nou 'n bietjie praat onder mekaar, kan julle 'n bietjie getuig as julle wil ook. Maar 'n oorlaaide lewenstyl kan vir 'n mens 'n las wees op jou geloofspad, want dit steel jou tyd en ons het nie altyd 'n keuse nie, maar ons kan altyd nee sê. Daar is ons maar goed waarvoor ons kan en behoort nee te sê. Nog 'n las, daar is seker baie voorbeelde, maar hier is nou maar 4. Die tweede voorbeeld is geestelike luiheid of uitstel. Ek sal volgende kwartaal begin met Bybelstudie of ek sal, dis nou al so laat in die jaar, ek sal volgende jaar weer my 1 jaar Bybel begin lees. Ek sal volgende jaar, as die kinders groter is, sal ons weer eredienste begin bywoon. So daar's altyd maar mense wat uitstel, né? En dan 'n groot las kan skuldgevoelens uit die verlede wees. En die Here werk nie met skuldgevoelens nie, maar ongelukkig doen die mensdom dit. En dan verkeerde prioriteite wat maklik kan maak dat ons nie ons besig hou soos Paulus geskryf het in Romeine 8. Ons moet ons besig hou met die dinge van die gees en nie die dinge van die vlees nie. En dit gaan maar oor prioriteite. So dan praat hy ook pertinent van sonde wat maklik verstrik, soos 'n kleed wat om jou bene draai as jy moet hardloop. Elke gelowige het dalk sondes, sekere sondes wat hulle makliker vasvang. Ons sal nou kyk daarna. En dan die volharding gaan daaroor dat die lewe saam met die Here is nie 'n naloop nie, is nie 'n 100 meter sprint nie. Dis 'n maraton, eerder 'n maraton, lang afstand. Mens hoef nie spoed te hê nie, jy moet uithou vermoë hê. En dan is daar 'n fokus. Die fokus is Jesus. Nou daardie bekende vers 2 is die sleutel wat sê ons moet ons oë gerig hou op Jesus.
Ons gaan nou 'n bietjie kyk na die verskillende vertalings. Hy is die leidsman en volëinder van die geloof, of die begin en die volëinder van ons geloof. En leidsman, 'n archegos beteken 'n pionier of 'n baanbreker, iemand wat die pad oopmaak, 'n sterk voorganger wat eerste ingaan en dan kan baie mense agterna kom en saam met hom volg. So Jesus is die oorsprong van geloof, maar hy is ook die voltooiing daarvan. En dit het al vir menige kind van die Here deur die eeue dit die moeite werd gemaak om vas te byt, om te glo, want die volëinding van ons geloof hang nie van ons af nie. Ons het hierdie belofte, Jesus sal ons die pad end uit bystaan. Want hy het die wedloop reeds en eerste voltooi. Ons hoef dit nie eerste te probeer doen en kyk waar kom ons uit nie, hy het klaar vir ons gewys hoe werk dit. So die ander vertalings ken julle, 83 vertaling, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Hierdie Nuwe Testament vertaling sê, ons moet al ons aandag fokus op Jesus. Hy is die pionier en die padbouer van ons geloof. Dit is hy wat sorg dat ons die wedren van die geloof suksesvol sal voltooi. En die boodskap parafrase wat sê, laat ons maar net die wedloop hardloop deur op Jesus te konsentreer. Hy het vir ons gewys wat dit beteken om op God te vertrou en hy sal ons tot aan die einde daarmee help, sodat ons geloof sal bly wat dit behoort te wees. Net maar vir interessantheid, want mens hoor baie keer en mens kry nou ook maar baie Bybelversies wat na jou kant toe kom oor sosiale media, mooi prentjies, so die Engels sal julle ook dalk al gesien het, of gehoor het, ergens self gelees het dalk, Fixing Our Eyes on Jesus, en dan is daar hierdie 3 maniere wat dit vertaal word, en is maar sinonieme eintlik, soos ons nou ook gehoor het, die begin of die pionier, het hulle ook maar the author of faith, the founder of faith, the pioneer of faith, en dan die volëinder is maar oral vertaal met the perfecter, wat klink vir ons as boere, of hy dit perfek maak, dit is so, maar dit beteken meer dat hy dit sal voltooi, as wat hy dit vir ons volmaak gaan maak hier op aarde. En dan ek hou maar baie keer daarvan met, kyk wat sê Peterson in die message, hy sê, keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we are in. Study how he did it, because he never lost sight of where he was headed, that exhilarating finish in and with God. En dan ek hou van daai middelste sinnetjie waar hy sê, study how he did it. Hy is tog nie net ons leidsman nie, hy is ook ons voorbeeld en ons voorganger. Julle kan my enige tyd stop of in die rede val, as julle wil, moet asseblief nie dink, ek sal daarvoor omgee nie, praat asseblief saam, maar ons sal nou by 'n paar vrae uitkom, dink op die volgende bladsy. So die laaste 2 hier is dan die paradoks, of die teenstelling, of dit klink ons effens teenstrydig, dis mos nou maar wat paradoks beteken. Die paradoks van die kruis, Jesus het die kruis verduur, ons lees van die skande, want kruisiging was die mees vernederende straf in daardie eeue. Ons het al daaroor seker almal baie gelees en gehoor, en dan die pyn daarvan, en dit is hoekom ek so ernstig voel oor Paasnaweek, nie dat ons net eenmal 'n jaar dit moet herdenk nie, maar ek dink nie ons verstaan die pyn van so dood nie. En dan natuurlik die verwerping, julle kan maar gaan lees in Markus 15 vers 34 ook, en dit is maar, daar is soveel verwerping, sy disippels, sy volk, dat hy uiteindelik aan die kruis ook gevoel het God hom nie dan ook maar net verwerp nie. Maar sê die skrywer, hy het dit gedoen terwille van die vreugde wat vir hom voorgelê het, wat voor hom gelê het, wat in die vooruitsig was. So dit was iets diep oor disippelskap. Soms, meeste van die tyd dink ek, lê die vreugde aan die ander kant van lyding. Maar ons sal nou, ek weet nie of dit 'n vraag is nie, dit kom nou net by my op, dat ons moet maar altyd baie sensitief en versigtig wees met mense wat in lyding is, in rou of in pyn of in smart, dat 'n mens nie oppervlakkig klink as jy sê, nee, toe maar man, wag, die vreugde lê vir jou voor nie, in die middel van lyding wil jy nie dit hoor nie. Maar
Ons self kan daaraan dink, daaraan vashou en ons kan namens ander mense bid en aan saam met hulle vashou. Want hier lees ons nou die vreugde het vir hom voorgelê. Goed, nou hoekom moet ons aan Jesus dink? Want vers 3 sê sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Die gevaar in daardie gemeente van die Hebreërs was moegheid en afvalligheid en die oplossing is nie net harder probeer nie, maar kyk na Jesus. Nou hier is net oor die voorbeeld nog 2 verse. Daar's baie in die Nuwe Testament, Johannes 13 vers 15 waar hy pertinent self sê ek het vir julle 'n voorbeeld gestel. En soos ek vir julle gedoen het, met julle ook doen. En dit was daar in die vertrek terwyl net nadat hy die disippels of besig was om hulle voete te was, waar hy vir hulle sê ek stel vir julle 'n voorbeeld. En dan 1 Petrus 2 vers 20 en 21 waar Petrus skryf as julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Nou, unmute jouself gerus as jy wil saampraat. En die eerste vraag is, ja, party van hierdie vrae is eintlik maklik, maar as dalk, ek het net gedink, dalk inspireer dit iemand om iets te getuig. So wat beteken die groot wolkgetuies vandag vir jou prakties? Is daar dalk iemand in jou lewe wat jy op so 'n getuienisbank sien staan wat vir jou sê, dis die moeite werd om vas te byt? Ek dink ons het almal sulke mense dalk in ons lewe, hopelik, glo so. Dink 'n bietjie daaroor en as jy 'n joernaal byhou, skryf vanaand bietjie vir die Here dankie vir mense en dan noem jy hulle daar by die naam wat nou al reeds by die Here is, maar wat end uit getrou gebly het. En dit is nie net ons ouers nie. Daar's meer as hulle dink 'n bietjie vanaand oor wie's daar in jou lewe wat vooruit gegaan het, 'n wolk van getuies. Watter laste, vraag 2, kan 'n gelowige vandag vertraag? Al is dit nie noodwendig sonde nie. Onthou daar, ek het so 'n lysie gemaak. Met watter las sukkel jy vandag dalk? Dink 'n bietjie daaroor. Jy weet. Ek is op die oomblik besig om iemand te help wat mislei is. En dis nie sonde nie, dit is bloot net onkunde. En mens kan die effek van geestelike groei sien, dat daar is nie. Want die fokus is op die verkeerde plek. En dit is, soos ek vandag daardeur werk, deur die tekste en alles, dan besef ek net weer, elke keer wat 'n mens, en ons almal was al mislei, dit is nie iets wat net een persoon of min mense oorkom nie. En dit hou terug. Dit is 'n geweldige impak, en hoe langer mens daarin bly, hoe skadeliker is dit vir jou geestelike groei en vir jou geloof. Ja. Ja, jy weet, jy is heeltemal reg, niemand van ons is immuun teen misleiding of die versoeking om anders te kyk en te dink nie. En ons sien partykeer van buite af, wil ek amper sê, ander mense met laste, maar dan kan dit ons aan ons eie laste ook laat dink nie. Ag, julle kan self weer na daai lysie gaan kyk, prioriteite, uitstel, nie lus nie. Ek laat ons liewer nie daaroor verder praat nie, maar dit gaan oor self ook hierso. So nou, die derde een sny 'n bietjie dieper, as daar sonde is, kan dit 'n mens verstrik. En dan hierdie is maar 'n persoonlike vraag, as daar dalk sonde in jou lewe is wat jou verstrik, en ons het al 'n bietjie oor sonde gepraat, onthou net, sonde sny ons nie af van die Here af nie. Sonde wys ons net daarop dat hy ons liefhet en geduldig is met ons, en die ergste wat kan gebeur is dat jy soos die verlore seun ergens tussen die varke beland, met die wete jy kan dadelik teruggaan. En ons weet nou wat is die uiteinde van teruggaan. Daai jong man het nie geweet hoe gaan hy ontvang word nie, maar ons weet ons kan. En intussen, wanneer ons die Here liefhet en dien en geestelik groei,
dan doen ons minder en minder sonde, want ons raak geïrriteerd. Ons een skrywer sê ons is allergies vir sonde, ons wil dit nie doen nie. Maar daar kan nog sonde wees wat 'n Christen ook kan vashou. So vierde vraag sê, hoe help dit jou persoonlik om na Jesus te kyk of net jou fokus weer reg te kry wanneer jy moedeloos raak? Ek kyk baie keer ook na hoeveel keer hy weggegaan het van die skares af. Wanneer hy 'n besige tyd verby gehad het, Jesus het moeg geword. Hy was mens en God, maar die menslike aspek, en dan besef 'n mens, dis oukei om 'n breek te vat en net stil te word. Maar wat hy met daai tyd gedoen het, is ook natuurlik die belangrike deel, is hy het gaan bid tot die Vader. Hy het tyd met sy Vader gaan spandeer en dan het hy teruggekom. En die tyd wat hy spandeer het, was nie 5 minute en 10 minute daar nie. Daar's plekke waar hy oornag alleen by die Vader was en dan teruggekom het. Ja, dit is waar nie. As hy nodig gehad het, as ek dit nou reg verstaan en ek dink ons doen, ek en jy, Yvette, en ek dink die ander ook, is dat Jesus self besef het, nie dat hy fokus verloor het nie, maar dat hy net moet gaan daar waar sy missie versterk kan word en waar sy gees versterk kan word. So ons, as hy dit moes doen, hoeveel te meer moet ons nie ook sorg dat ons tyd maak om ons fokus reg te kry nie. Enige vraag nog oor hierdie gedeelte van hierdie eerste paar verse? Ag, en julle weet ons sing daai mooi lied daaroor nie, bly volhard soos atlete, elke las met ons afgooi, die sonde wat maklik verstrik. Dis waar daai liedjie vandaan kom, is uit Hebreërs 12. Nou die volgende gedeelte, ek hoop julle gaan lekker saamgesels, want dit is nou 'n bietjie 'n moeiliker gedeelte, want ons is van eeue gelede al so geprogrammeer om hierdie teks heeltemal verkeerd te verstaan en toe te pas en te misbruik, dat dit eintlik 'n skande is, en dis maar net weer 'n bewys vir my dat daar is maar mense, ek sê nie ek is onskuldig nie, maar daar's mense en daar's kerke met swak opleiding wat 'n teks net vat en partykeer 2-3 woorde in die middel van 'n teks en dan dit sommer net gebruik en 'n lering daarvan maak of 'n slogan daarvan maak en mense daarmee probeer bykom, en dan is dit glad nie wat die konteks van die spesifieke gedeelte vir ons sê nie. So hier gaan dit nou oor daardie moeilike ding van dissipline, en ek is hartseer, ek is regtig hartseer dat die Bybelvertalers van 1983 die fokus op straf laat val het, en kom ons kyk gou 'n bietjie daarna. So die eerste lesers het heel waarskynlik vervolging beleef, erge sosiale druk, verwerping, moontlike vervolging, want 'n mens moet ook vir jouself afvra, hoekom wou hulle wegdraai van die Christendom af om na die veilige Jodendom toe terug te gaan? Ons moet onthou die eerste klomp jare, miskien 'n eeu, ek sal bietjie na daar's 'n spesifieke datum, toe daar 'n breek gekom het tussen die Jode en die Christene. Maar in die begin, na die uitstorting van die Heilige Gees, het mense die Christene beskou as 'n Joodse sekte. Hulle het gesê, want hulle was meestal ex-Jode, die heidene het later bygekom met Paulus en Petrus, hulle wat later eers bietjie na die heidene uitgereik het. So die persepsie was, hierdie is net 'n ander Joodse sekte. En daarom het daar op 'n stadium 'n breek gekom om te sê, nee, ons is nie Jode nie, ons is nie 'n Joodse sekte nie, en toe die vervolging erger geraak, want toe is dit nou hierdie wegbreekgroep wat nuwe goed glo volgens die res van die gelowiges uit die Jodendom. So daar was verdrukking, daar was vervolging ook vir hierdie gemeente. Nou die ten bloede toe weerstand bied, is maar 'n manier om net te sê, 'n mens moet maar weerstand bied, baie. Die 83 vertaling sê, julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat dit vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. So dit klink of daar mense in daardie gemeenskap en daardie gemeente was, wat maklik gesondig het, wat nie regtig weerstand gebied het nie. So dis hoekom die skrywer hulle waarsku. In die boodskap staan daar, julle het nog nie regtig so swaar gekry as wat julle kan nie. In julle stryd teen al die slegte dinge, het julle nog nie by die punt gekom waar julle moes kies tussen lewe en dood nie. Met ander woorde, dit is swaar, maar dit is nog nie martelaarskap nie. Hierdie is nog 'n stryd teen sonde en teen die ou natuur en die vlees, sal ek nou maar sê.
En dan daardie aanhaling wat uit Spreuke 3 vers 11 en 12 kom, en dis hoekom ek vir julle so 'n bietjie daar die Hebreëse woordeboek ook ingesit het, sal nou na hom kyk. Vers 6 sê, want die een vir wie die Here lief het, dig hy, en hy straf elke seun wat hom aanneem. So selfs hierso het hulle gekies vir die woord straf. En julle, dit is ons het 'n persepsie van wat straf is, en dis nie wat daai woorde beteken nie. Maar nou het ons in Afrikaans en in baie ander tale ook die probleem met vertaling. Daar's net soveel woorde beskikbaar, en ek dink baie keer deurdink Bybelvertalers nie regtig wat die konsekwensies daarvan gaan wees. En daarmee sê ek nie ek is slim of ek wil 'n Bybelvertaler word nie, maar dis bitter hartseer, en ek gaan dit nou vir julle verduidelik. Want in 2020 staan daar in Spreuke 3, die vermaaning van die Here my seun, moet dit nie verwerp nie, en moenie 'n afkeer hê van sy teregwysing nie. Want die een vir wie die Here liefhet, wys hy tereg, soos 'n vader die seun vir wie hy omgee. Dit is die konteks, dis die aanhaling wat die skrywer gebruik, en ek het dit nou verlede week ook gesê, die skrywer van hierdie brief het die Ou Testament baie goed geken. Dis ook waarskynlik hoekom hy 'n gemeente het, waar daar so baie mense is wat uit die Jodendom kom, en 'n klomp wat nou wil teruggaan. Hy haal vrylik aan uit die Ou Testament. Ons het dit nou al baie gesien. So hierdie staan letterlik so in Spreuke 3. Nou die 83 vertaling het net gekies vir straf. Toe hulle gesê het, my seun, aanvaar die straf wat van die Here afkom. En moet jou nie teen sy teregwysing verset nie, want die Here straf die mens wat hy liefhet, net soos 'n vader doen met sy seun. En nou gebruik ons met goeie bedoelings dalk hierdie teks wanneer iemand swaar kry, en dan loop nou vandag mense, en ek het gister weer 'n gesprek met iemand gehad wat reguit vir my sê, die Here straf hom nou. En dit is nie die waarheid van God se woord nie. Dis nou maar hierdie vers wat die misleiding veroorsaak. In Engelse Bybels word dit feitelik deurgaans vertaal met my child, in Spreuke 3, do not despise discipline from the Lord, and do not loathe his rebuke. En rebuke is nie straf nie, dis teregwysing. Dis ernstige teregwysing, maar dis vir iemand te sê, hey, waarmee is jy besig? Maar dis nie straf nie. En die message staan daar, but don't, dear friend, resent God's discipline. Don't sulk under his loving correction. Loving correction. It is the child he loves that God corrects. A father's delight is behind all this. So die belangrike punt is God se vermaaning, sy dissipline, is 'n teken van seunskap, nie verwerping nie. En alhoewel hier nou die hele tyd van seun gepraat word, is maar oor dit so staan in Spreuke 3, maar dis ook in Grieks is daar hierdie onderskeid tussen gewone kinders, as ek hulle so kan noem, en seuns. Seuns beteken erfgename. So dit wys ons daarop dat die skrywer ook hier bedoel dat die Here erfgename kan dissiplineer, maar nie straf nie. 'n Straf is 'n negatiewe konsep, en ek is nie bang vir straf nie. As ek iets gedoen het wat straf verdien, dan moet daar straf kom, maar dis nie wat God met sy kinders doen nie. So in die Hebreëus van Spreuke 3 is die eerste woord daarso is musar, wat vertaal word met instruction, correction, en dan sien 30 keer, 8 keer, en dan in sommige tekste chastisement, wat nou straf kan wees, maar die hoofwoord betekenis is discipline, correction, dis korreksie en dissipline. En dan die woord wat vir rebuke gebruik word, die tweede waar daar nou in Afrikaans staan, want die Here straf elkeen wat hy liefhet, is jaka, en dit is die meeste kere vertaal met reproof, wat beteken teregwys, rebuke, wat iemand aanspreek wat iets verkeerd doen, aanspreek, nie straf nie, want die motief is to correct, en daarom word dit ook vertaal in ander tekstgedeeltes wat dieselfde woord gebruik met correction. Dit word selfs 3 keer vertaal met om te pleit, om te redeneer, om te point one's arguing, and also translated miscellaneously 9 times op verskillende maniere. So dan die onderste gedeelte van die woordeboek is maar net die verskillende naamvalle en wanneer woorde verbuigings ondergaan,
maar dit is to reprove, to correct, to rebuke, to reason together selfs, nê, om met 'n pa wat met sy seun redeneer oor dinge wat gebeur het. So die eerste Hebreëse woord mukar word letterlik in die Ou Testament vertaal met instruksie, korreksie, dissipline, en dan die ou Afrikaanse woord tug wat nie sinoniem is met straf nie. Tug beteken om iemand in liefde reg te wys met die doel om hulle te behou, om hulle nader te trek. Dis nie 'n vorm van straf, lyfstraf of afsondering of 'n finansiële boete of een of ander straf wat oor jou uitgespreek word nie. Die tweede Hebreëse woord is yakag en dit word vertaal met die meeste kere met teregwys, bestraf, maar bestraf is anders as straf. As iemand iets verkeerd doen en jy wys hom tereg of jy korrigeer hom, het ons baie keer in die ou Afrikaans gesê, hulle het hom bestraf. Maar dis met woorde, dis nie met lyfstraf nie. Korrigeer, pleit, redeneer, tugtig, teregwys en dan baie keer kom iemand daar om iemand tereg te wys, is 'n vertaalmoontlikheid. Minder kere, jy sien daar 2 keer, 1 keer, argumenteer of selfs aangestel. So om te bewys, te besluit, oordeel, teregwys, korrigeer, daar het ek sommer 2 keer teregwys in, om te wys dat jy reg is, om te oortuig dat iemand skuldig is, maar deur om tereg te wys of vir haar te korrigeer, teregwys, en dan om getuigtig te word of te redeneer of saam te redeneer selfs of te argumenteer. Dit is nie straf soos ons in Afrikaans straf verstaan nie. En die Griekse woord wat nou hier gebruik word in Hebreërs is elego en paidio, en dit altyd beteken om te korrigeer of te dissiplineer, om tereg te wys, om sodoende gedrag te verbeter. En so hier, wat beteken tug? Die woord beteken vermaning, opleiding, vorming, dissipline, soos 'n afrigter wat 'n atleet vorm. Ons is juis daar in die begin, in die konteks van 'n atleet wat die wedloop moet voltooi. So ek hoop nie daar's afrigters wat hulle atlete straf nie, maar ek weet daar's afrigters wat hulle atlete vorm, dissiplineer en vermaan as hulle nie die regte oefening doen of die regte dieet volg nie, dan vermaan hulle straf hulle hopelik nie. So God se doel is nie vernietiging of straf nie, maar vorming uit 'n liefdevolle hart of motief. In Johannes 15, die bekende gedeelte waar Jesus sê, hy is in die wingerd is hy die loot en die wingerdstok, en sy Vader sê hy is die boer wat snoei. Hy sê elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, met ander woorde almal wat by Jesus is, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Nou God se tug kan vir 3 redes wees. God se dissipline, se vorming, dit bewys ons behoort aan hom. En daarom het die skrywer hierdie aanhaling gekies uit Hebreërs 3, want hy sê dit is wat 'n liefdevolle vader met sy kinders doen. Hy vorm hulle, hy rig hulle, hy lei hulle. As daar geen dissipline is nie, dan sê die teks is ons soos onegte kinders, want ware kinders word gevorm. Die insinuasie is dat mens nie jou eintlik steur aan ander mense se kinders nie. Mens waag dit nie baie om ander mense se kinders te dissiplineer nie, maar jou eie kinders gaan jy nie laat wegkom nie. En ja, Madeleine. Wat ek ook wil sê oor hierdie tugtiging is, toe ons ouers was van Kobus toe hy klein was, het ons hom wel getugtig en dat daar mense vir ons gesê het, hoekom doen julle dit in 'n winkel? Want dis daar waar hy die nonsens aangejaag het. Ja. Dit help nie wat om huis toe en jy gee daarvoor 'n pak. Dan gaan hy mos nie weet hoekom het hy pak gekry nie. Ja. Nee, verseker. Ek dat jy jou kind doodslaan nie. Nee. Jy leer hom wat reg en verkeerd is. Ja. En ek het reguit gesê, die een wat vir my sê, ek mag nie my kind in 'n winkel tugtig. Al is dit die president, moet hy my kind kom vat vir at least 'n week.
En dan sal ons sien hoe kom hy oor die weg met 'n ADHD kind. En dan moet hy nie kom met hy gaan hom pak slaag gee nie. En omdat ek hom nou pak slaag gegee het nie. Hy wil hom ons nou vir my vertel ek mag hom nie tigtig nie. Dan wonder ek hoe sou dit dan gegaan het? Jy is heeltemal reg, Madeleine. En jy hoor, ons hoor jou nou ook, né? Jy het jou kind getigtig om hom te vorm. Jy het hom nie gestraf nie. En dis die probleem met die woordjie straf. Want ons straf oortreders en ons straf mense met tronkstraf. Tigtiging is vorming, dis liefdevolle dissipline. Dit kan jy maar met jou kind in die winkel doen. Kobus, jy het mooi uitgedraai aan die ander kant, hoor. Naand Johannes en naand almal verder op die platform. Neil, sê maar. Johannes, ek dink as mens daai konteks lees, kan mens hom ook vervang met 'n mooi Afrikaanse woord met raas. Ja. En want hoeveel keer mens al gehoor is, ja, dis erger as my pa met my raas as dit hy my straf. So ek dink dis ook 'n goeie manier om dit te interpreteer. Ja. Ek sal gaan met raas, Neil. My pa en my ma het baie met my geraas. Maar ek het nooit ongeliefd gevoel nie. Dit soos ons nou hierso sal lees ook verder, op daardie oomblik voel dit nie na enigiets om oor bly te wees nie, maar later lewer dit 'n goeie vrug. Maar ek wil dit weer sê, die woord straf is misleidend vir alles daar staan, want God straf elkeen wat na hom toe kom. Wie wil dan na hom toe kom? Hoe moet ons mense na God toe nooi, na ons liefdevolle hemelse Vader, as hulle eendag lees, die eerste ding wat hy gaan doen, hy gaan jou straf. Ons is dan juist deur Jesus van alle straf bevry, deurdat hy ons straf op hom geneem het. So ek is regtig, ek wil nie die hele aand hieroor aangaan nie, maar hierdie is 'n baie moeilike teks, as mens hom sommer net so gebruik met 'n vertaling van straf daarin ook. So die redes, ja, sê maar. Ek het nou gesit en net my gedagtes agter mekaar te kry om nou die ding mooi te onthou. Wil jy nou met my raas? Nee, glad nie vir Jy al die mag mense, maar, ek wil jy later mag bel, maar. hoor. Ons moet mekaar ook maar op die regte pad hou. Nee, Martin Lloyd-Jones, ek het 'n boek van hom, waar hy hierdie teks in 2 verskillende preke hanteer het. En die een het hy hanteer in die konteks van 'n gelowige wat volhard in sonde, waar God iets toelaat wat ongemaklik raak, om die persoon bewus te maak en te oortuig om alles af te bekeer daarvan. Maar daar's 'n ander konteks, waar hy dit gelyk gestel het, hy die beeld gebruik van 'n Griekse gimnasium, waar hierdie afrigters, hierdie atlete, hulle het hulle val op 'n podium laat staan. En dan het hierdie afrigters rondom hierdie atleet geloop en hom gestaan en bekyk om te sien of sy postuur en sy spierontwikkeling of alles gebalanseerd is. En dan as daar ergens iets was wat uit balans uit is vir die atleet se spesifieke item waarna hy sou deelneem, dan het hulle vir hom seker oefeninge gegee om daai aspek van sy liggaam te ontwikkel. En dit was redelik straf gewees, blykbaar. Hulle het na die estetiese en die funksionele aspek gekyk van hierdie atleet. En hy het dit toe so beskryf, hy sê God sit ons ook baie keer op die podium in 'n geestelike sin, om te kyk na ons geestelike groei, na ons geloof, want ons almal het maar iets wat baie mooi groei en sterk staan, maar ons goed wat 'n bietjie ons dit bly bietjie agterweë, nie want ons mitswillig is nie, hy weet dit, maar dan balanseer hy dit uit. En baie keer laat hy ook goed toe wat kan voel so straf. Maar dit is in sy liefde waar hy 'n mens sterker maak, want dit is sy wil en dit is tot sy heerlikheid dat ons sterk word in die geloof. En dis vir ons beswil, want as daar dan beproewinge oor ons pad kom, ons raak al hoe sterker. So dit vat al hoe meer om ons, en hy sê ook, God laat baie keer oefeninge toe wat voel asof iets gaan skeer of breek. Maar God sal nooit toelaat dat daar iets skeer of breek nie. Dit mag dalk seer wees, maar in die proses word dit gesond en dit word sterk. En dit het vir my baie sin gemaak. Ja, ek hou baie daarvan, Yvette. En soos ek gesê het nou ook uit Johannes 15, snoei is 'n mooi woord. Snoei is nie straf nie. Snoei is vorm, sodat dit beter kan wees daarna. En dit eintlik 2 kante van dieselfde muntstuk. Baie keer moet God iets wegvat, en baie keer moet God iets bysit. Ja. Ek weet nie, dit maak vir my net sin, dit
dit maak dit makliker om te in konteks te verstaan in jou eie lewe. Ja, ek wil graag hê God moet my voortdurend vorm. Hy moenie my los net soos ek is nie. Ons wil mos groei, ons wil mos meer vrugte dra. So daarom is ons hardloop ons nie weg vir dissipline nie, maar as ons dit as straf sien, dan lei ons mense op 'n dwaalspoor. Goed, so die 3 redes wat ek hier genoem het vir God se tug is dit bewys ons behoort aan hom. Die tweede een sê dit bring ons nader aan heiligheid, want die skrywer sê in vers 10 sodat ons deel kan kry aan sy heiligheid. God se doel is nie net dat ons gelukkig in die lewe moet wees nie, maar dat ons heilig moet wees. Petrus sê ook wees heilig soos wat hy heilig is. En dan die derde rede, soos jy ook nou gesê het, jy weet dit bring uiteindelik vrug. En Madeleine het ook daarvan getuig. Mens tugtig jou kinders sodat daar goeie vrug daaruit kan voortkom. Maar tug voel pynlik, dit swaar, dit voel onregverdig, maar later sê die skrywer bring dit 'n vredevolle vrug van geregtigheid. En dit is soos oefening. Tydens oefening is dit pynlik, maar later bring dit krag en volharding. So in die laaste stukkie oor daai gedeelte, dan is hierdie oproep waar hy uit Jesaja 35 aanhaal. Daar staan ook, ek sê julle moet mooi kyk, hierdie skrywer het die Ou Testament baie goed geken. Hy haal sommer direk aan uit tekste en onthou, hulle het nie almal Bybels in die huis gehad nie. Hulle het hierdie gememoriseer van kleins af in die Joodse skool waar hulle maar uit die Bybel uitgeleer is. So hy haal aan tel op slap hande en die lam knieë. Dit beteken moenie moed opgee nie, staan weer op, hou aan loop, maar dit beteken ook bemoedig ander. Want die teks kan ook so verstaan word, alhoewel dit meer klink of hy met hulle self praat. Hy sê as julle nou moedeloos raak, tel daai slaphande en daai lam knie op. Maar hy sê ook dat ons kan kyk na ander wat moeg raak. Maak die paaie reguit beteken om so te leef dat ander nie sal struikel. Nou ons hoef nie oor, ons het nou lekker, ek het baie al gepraat, so ek gaan nou minder sê. Vraag 1 sê, hoe kan 'n swak vertaalde woord of 'n begrip of wanneer 'n teks se konteks nie in ag geneem word nie, vir mense en selfs vir gelowiges 'n struikelblok wees? Dit was nou maar net vir my belangrik omdat ek regtig en ek beloof vir julle, ek het gister met 'n man gesit wat net sê dit gaan nie goed met hulle nie en dit is hoe die Here hom nou straf. So dit is baie gevaarlik en sulke goed kan vir eeue in 'n kerk, in 'n gemeenskap, in die Christendom deel wees totdat mense op 'n stadium Bybelstudie doen en die konteks bestudeer en sien maar dit is nie presies soos wat ons dit kan verstaan nie. Nou, hoekom dink julle gebruik God soms of laat hy soms moeilike omstandighede toe in ons lewe om ons te vorm? Het jy alself gevoel dat jy getug word of gestraf word? Wat kan jy met mense deel na aanleiding van hierdie bespreking uit Hebreërs 12? Hoe kan swaar kry ons heiligheid laat blom? Wanneer het jy alself teruggekyk en besef dat 'n moeilike tyd vir jou vormend was, dat dit jou geestelik laat groei het? En hoe kan ons ander mense help wat in aanhalingstekens lam knie het? Daar iemand wat iets wil deel hieroor? Johannes, as jy kyk na wat Jakobus gesê het, oor swaar kry, het hy gesê, die doel daarvan is om volharding by ons aan te kweek. En hier in Hebreërs praat hy weer eens oor volharding. En ek dink dit kom ook weer terug, alles loop saam, dit bind saam. Daardie sterker word om die wedloop te voltooi en te volhard. Swaar kry is ongelukkig, die enigste omstandigheid waar ons dit kan leer. Ons kan dit nie leer as dit goed gaan nie. Dis niemand se skuld nie, dit is net die aard van die ding. Ja, dit is so. En daarmee sê ons nie, ons het 'n teologie van martelaarskap en as dit nie met jou sleg gaan nie, is jy nie geseënd nie, maar hierdie is realiteite, jy weet. En Paulus is nie, hy stem presies hiermee saam, wat nou by my opkom is Romeine 5, waar hy sê, swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. In tye wanneer dit met ons baie goed gaan, is ons geseënd, maar is met tye wanneer dit moeilik gaan, dat ons geloof sterker word as gevolg van die toets en dat ons groei. Dit is beslis waar. Ek dink ons kan almal getuig van tye waar ons terugkyk
en besef dat moeilike tye uiteindelik gelei het tot geestelike groei. Ek wil nou 'n oproep op julle paar doen, maar ek dink ek het nou laas jaar oor Hebreërs gepreek. Ek gaan nie dit weer 'n keer doen nie, maar ek sal 'n paar van hierdie relevante tekste dalk eendag weer gebruik. Dat ons regtig meer kan doen om daar's soveel mense rondom ons wat dit vir my lyk wat nou lam knieë het en dat ons regtig net langs hulle sal gaan sit en nie nou vertel hoe ons swaar gekry het nie, want dis 'n ander gevaar dat 'n mens nou wil vertel hoe erg was jou probleme en dan hoop jy hulle dink hulle sin is nie so erg nie. Vir hulle is dit erg, maar dat ons mense sal bemoedig wat se knieë lam geraak het. En ons moet op die uitkyk wees daarvoor. En Neil het dit een keer gesê hier op ons Bybelstudie dat as jy vir iemand vra hoe gaan dit en hulle sê ja nee, dit gaan goed. En jy kry hom een kant en jy sê hoe gaan dit regtig met jou? Dan kom jy mens eers agter waar is die lang knieë. Julle, ek sien ons is klaar vir vanaand. Ek gaan nie probeer om nog 'n hele afdeling in 5 minute in te druk nie. So as dit met julle reg is, dan gaan ons volgende keer hier aan by punt 3 wat sê leef heilig, moenie genade verspeel nie, streef na vrede. Daar kom nog 'n hele 9 skyfies. Ons gaan dit beslis nie in 5 minute gedoen kry nie, maar ek hou daarvan. Stadiger is nie slegter nie. Is daar enige iemand wat nou nog iets wil vra of iets wil deel voordat ons nou dalk vanaand hierso maar haltroep? Ek sien jy daar 'n vraag opgesit, hoe kan swaar kry ons heiligheid laat blom? Ek wil net so tong in die kies noem, nê. Voor die heiligheid blom daar borrel daar eers 'n baie klomp onheiligheid uit, hoor. Ja. Onkruid. Ons moet nie sommer net enige afleidings maak nie, maar nou dink ek weer aan Jesus wat gesê het, toe hulle van vra, wat doen ons nou met hierdie koring wat tussen die onkruid is, die onkruid wat tussen, hy sê nee, los dit, later sal die koring oorwin, maar daar is maar baie keer onkruid ook, nee. Johannes, mens moet net onthou, die pad kroeg toe is altyd afdranding kort, maar die pad huis toe is altyd lank en opdranding. Ek wil nie weet hoe weet jy dit nie, Neil. Ek het gehoor. Ek sien jou later Ja. bel en sê, hoor. Ek vra namens 'n vriend. Ja. Ag julle, as ek asseblief net nog een keer, en ek glo julle hoor dit en glo dit en dalk sien julle dit al lankal in, maar dat ons asseblief al staan daar ook in die nuwe direkte vertaling van straf, dat ons dan dadelik die boodskap of die nuwe testament vertaling gaan bylees, of 'n Engelse Bybel, wat praat van reprove en van teregwys en van reg help. Ek kan nie, ek sal nooit vir iemand kan sê ja, want God straf elkeen wat na hom toe kom nie. En daar is daai een Afrikaanse woordjie wat ons erg in die steek laat. Goed. Kom ek sê vir ons dankie. Here, baie dankie dat ons U ken as ons liefdevolle hemelse Vader. Vir elke ander skrywer en teks wat pertinent duidelik uitspel, U is liefde. U is die boer wat snoei. U is nie 'n kwaai polisieman of 'n onderwyser of iemand wat mense straf nie, allermins U kinders. Dankie dat U elkeen wat na U toe kom vorm, dissiplineer, teregwys, laat groei. Dankie daarvoor, ons het dit nodig, Here, almal het dit nodig om beter te kan groei, om te kan blom, om te kan vrugte dra. Maar dankie dat ons kan verstaan dat dit nie straf is nie, maar vorming, liefdevolle dissipline, liefdevolle vorming. En wanneer dit na ons kant toe kom, Here, help ons daardeur, want het is inderdaad so, terwyl dit gebeur met ons, is dit nie lekker nie. Niks om oor bly te wees nie, maar dat ons sal verstaan net soos ons Here Jesus ook daardeur gegaan het, om vir die vreugde wat in die vooruitsig was, vas te kon byt en te kan verstaan dat hierdie is vorming, hierdie is liefde. Help ons om baie oplettend te wees ook en 'n aanvoeling te ontwikkel vir ander mense. Baie ander mense wat ons sien en mee te doen kry, wat se knieë lam geraak het. Ons bid vanaand ook vir hulle, ons bid vir mekaar ook, en ons bid vir enige iemand wat ons dalk van weet of nie eers van bewus is nie, wat vanaand 'n bietjie lam knieë het. Seën hulle en versterk hulle en laat hulle ook verstaan as daar snoei en vorming in hulle lewe is,
dat dit vir hulle eie beswil is. Al sien hulle dit nie nou so in nie. Seën ons verder in hierdie aand en in hierdie week asseblief, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.